Daar is hy en welkom by die week se Agri Monitor en hier praat ons landbou. In hierdie week se uitgawe kuier ons by die Namibië Landbou Unie se 79ste jaarlikse kongres en dan gaan ons ook nog by die Windhoekskou 2 draaie maak daarso. By die Landbougrond Kongres eers luister ons na Frik van Rooyen se toespraak wat hy gegee het waar hy gepraat het oor die back and close seer situasie in Suid-Afrika. Hy het nie 'n baie mooi prentjie geskets nie, maar hy het daarom gesê elke probleem is daar om opgelos te word. Die volgende 2 kyk ons na onderhoude van Jasper Blou van Voermeester wat hy gedoen het tydens die Windhoekskou. Hy het eers gesels met François Jansen van Rensburg oor sy Witdorper stoet. Van Jansen van Rensburg is daar van die Oelenhorst area. En dan ook tydens die Windhoekskou luister ons na Stuart Chikune. Hy gesels oor sy Van Rooi stoet wat hy by die Klein Okkepaal van Rooi stoet wat hy in die Hoogveld Summerdown area bestuur daar. As hy geniet die program. What makes Africa beautiful? Is it the animals? Sure. Is it the land? Absolutely. Is it the people? Without a doubt. But above all, it's our ability to connect. And that is why NTV Africa exists, so that Africans can connect in a borderless and boundless manner. Catch NTV Africa shows as we keep expressing the beauty of this incredible continent using our African voices. Find us at ntvafrica.my.na and connect with Africa today. NTV Africa, borderless, boundless. Het ek vir baie jare in die vrugtebedryf gewerk. So my front is eintlik maar nog steeds landbou, al die jare landbou gewees in die vrugtebedryf. So wat in die Oos-Kaap en wat in Suid-Afrika gebeur met die back and close seer is vir my eintlik nie nuut nie. Julle sal onthou, ons het die probleem gehad jare gelede met die volstruise voëlgriep. Dat was 'n baie groot probleem. Ek het op 'n stadium was ek baie betrokke gewees daar omdat ek ook 'n uitvoermaatskappy gehad het en ek het al die volstruisvleis, varsvleis uit Suid-Afrika uit het ek Europa toe geneem. So ek het saam met destyds Ries Dempsey het ek Europa besoek en ons het planne gemaak om die volstruisvleis in Suid-Afrika weer aan die gang te kry. So was dit met appels gewees. Ons het groot probleme met appels gehad, spesifiek op spesifieke cultivars. En so kan ek aangaan. Mangoes was 'n probleem, citrus was 'n probleem. En al hierdie probleme is werklik daar op die einde van die dag om opgelos te word. Vir my, ek moet sê, ek het die hele wêreld vol gery. Daar's min lande waar ek nie was nie. Maar dit is die heel eerste keer vir my hier in Windhoek. En ek kan nie glo dat julle my vertel hier was 'n droogte nie, want as ek al die gras hier om my sien en ek ry deur die Oos-Kaap en ek sien hoe droog is dit tans daar, dan dink ek ons kan 'n klompie van daai beeste dalk hiernatoe stuur. Dit is my pragtig. So Frik het my vanmôre so vinnig hier deur Windhoek laat ry. Julle het 'n pragtige plek, pragtige dorp. Is vir my baie interessant hoe hy uitgelê is hier tussen die koppe en geen hoë geboue nie. Ek was so 'n maand gelede was ek in Dubai en in Turkye gewees. En as jy sien hoe die geboue daar opgaan, jy kan nie glo nie, maar ek aanvaar die mense daar het nie regtig spasie soos wat julle hier in Namibië het nie en dis hoekom hulle geboue daar so hoog is. Vriende, dan so 'n bietjie oor die back and close seer. Ek dink Jaco het 'n paar dinge hier aangeraak wat baie belangrik is. Ons in Suid-Afrika het 'n enorme groot probleem. Geweldige klomp boere is op hulle knieë omdat ons nie planne het nie. En ek is jammer om te sê, alhoewel die rooi vleisprodukte in Suid-Afrika waarskynlik die grootste kommoditeit is, het ons dit vir baie jare agterweeg gelaat, die back and close seer. Ek onthou 'n jaar gelede het Iver Karren gesê, ons moet aandag gee. En ek meen, hier sit Neil hier onder ons, ek meen, hulle het die eerste groot uitbraak, voerkraal uitbraak gehad, en daarna het dit doodstil geword, en ek dink ons het nie aandag gegee nie. En iets wat ek geleer het oor die laaste klompie maande, kom ons sê 'n jaar, is dit definitief so dat een van die groot probleme in Suid-Afrika waar ons nie meer rade het nie. En julle het nog, ek dink, 'n groot voordeel daar as manne wat namens julle besluite neem.
het ek agtergekom dat die staat het in 'n sekere mate ons gefaal in die sin dat ons vervaardig nie meer ons eie entstof vir back and close hier in Suid-Afrika nie. So ons is op ander lande, ons moet van ander lande af moet ons die produk inkry. En ek dink dis die enkele grootste probleem. Daar's 'n paar probleme, maar entstof is 'n bitter groot probleem in Suid-Afrika. Daar's 'n klomp planne op die tafel, maar sonder entstof het ons nie eintlik antwoorde nie. En die entstof wat ons tans gebruik, kom uit Botswana uit. Daar word onderhandel met ander lande soos Turkye, onder andere word daar ook onderhandel om moontlik entstof te kry. Die probleem is net dat ons regering self in Suid-Afrika moet eintlik maar 'n slag in die spieël gaan kyk en besluit dat ons weer onderste poort aan die gang moet kry om ons eie vaksines te vervaardig in Suid-Afrika. So daai lisensie was verloor gewees en ek dink een ding wat ek besef is dat ons kan nie meer die probleem in Suid-Afrika vir die regering los nie. Aanvaar dat back and closure is 'n staatssiekte, dit moet deur hulle beheer word. Maar die punt is net, ek dink nie dat hulle kan dit doen nie. Dit het net te ver gevorder. En ons is nou by die punt waar die industrie moet intree. En ek dink ons het nie 'n keuse as om partnerships, die Engelse woord daarvoor, met die regering te sluit om hierdie probleem op te los nie. Ons kan dit nie meer los nie. Die tweede baie groot probleem wat ons het, en ek dink dis hoekom die probleem versprei, en Jaco, jy is heeltemal reg. Die grootste probleem is, een van die groot probleme in Suid-Afrika is polisieering. Die regering en ons, die industrie, kan soveel wette as wat ons wil in plek sit. As dit nie gepolisieer word nie, beteken dit absoluut nul. En vriende, dit is 'n baie groot probleem in Suid-Afrika. Ons weet nie hoe hierdie siekte versprei nie. Hoor my, ons weet nie hoe dit versprei nie. As ons kyk wat daar by Karan gebeur het, waar dit uitgebreek het, ons weet nie hoe daai siekte daar gekom het nie. Is dit deur wind, is dit deur mense, is dit deur aanraking van diere? Elke persoon het sy eie opinie daaroor. En ons weet nie regtig hoe dit versprei nie. En daarom wil ek hier nooi, as julle teruggaan na julle boereverenigings toe, biosekuriteit moet 'n absolute prioriteit op elke ou se plaas wees. Want ons weet nie, hoor my mooi, ons weet nie hoe hierdie ding versprei nie. Hy kom uit by snaakse plekke waar daar nie mense was nie, is dit arbeiders wat hom van 'n ander plek af inbring, word hy geplant, ons weet nie. En ek dink dis een van die groot probleme, die onsekerheid oor hoe hierdie siekte versprei. En ek dink nie ons in Suid-Afrika besef eintlik die realiteit en die seerkry wat ons het op hierdie stadium onder die boere nie. En ons moet alles in ons vermoë doen om dit uit te sorteer. Ons het vanoggend weer gehoor van nog uitbrake, dis 'n veldbrand. En die veldbrand dwing die boere op hulle knieë, want hulle kan nie hulle produk verkoop nie. Hulle kan nêrens hulle produk verkoop kry nie. En jy kan dink na die kleiner boertjie wat met 200 en 300 koeie boer. Daai ou is afhanklik om elke maand 'n klompie kalvers te verkoop of koeie te verkoop. En wanneer jy gestop word dat jy dit nie kan doen nie, hy het nog steeds sy koöperasierekening wat hy moet betaal. Hy het nog steeds sy verband wat hy moet betaal. Hy het nog steeds sy arbeiders wat hy moet betaal. Hy moet lekker aankoop. Hy moet kos op die tafel sit. Van ons kant af in Suid-Afrika wil ek vir julle alle voorspoed toewens. Ons deure is oop vir enige gesprekke. Ek is 'n bietjie bekommerd oor Shaal van Rooyen in Frikkie. Klink vir my so of hulle wil eiendom koop hierso, want klink my hulle is meer reus wat hulle in Suid-Afrika is. Maar hoe dit ook al sê, ons is oop vir julle. Julle is altyd baie welkom en ek is seker ons kan ook leer by julle. Julle het 'n paar sisteme in plek wat ons baie graag in Suid-Afrika in plek wil kry. Ons gaan baie hard werk daaraan. Vir my is dit 'n moeilike situasie om binne hierdie epidemie oor te neem as voorsitter, maar ek gaan dit 'n go gee, probeer sien of ons samewerking kan kry binne die bedryf om die ding om te draai in Suid-Afrika. Maar ja, baie sterkte vir julle, baie dankie nogmaals vir die uitnodiging en baie seën vir julle. Baie dankie. Goeiemiddag, ek is Jasper Blou van Voormeester en vandag gesels ons met François Janse van Rensburg.
Oom François, goeiemiddag. Middag Jasper, middag al die kykers en luisteraars, groot voorreg. Soos julle nou kan sien, oom François van Rooi staan hier agter en hy het ook die raskampioen gevat as ek reg is. Oom François, sê gou vir my 'n bietjie agtergrond, waar boer oom en dan met watse rasse boer oom als en dan hoe lank boer oom al met die ras? Ja, ek boer in die Oelenhorst omgewing, so 5 km van Oelenhorst af rigting Bloemvelde. Tussen Bloemvelde en Oelenhorst is daar 'n plekkie met die naam van Derm. Maar as ek vir julle rigting kan gee, so 100 km reg noord van Stampriet. So in die suide in die Kalahari boer ons. Ek boer met Van Rooys, Persies, Dorper kruisings. Dan boer ek met Dexter bees ook, boerbokke. Ek stoet met 4 van die 5 rasse stoet ek. Ek stoet met die Persies, ek stoet met die Van Rooys. Bokke stoet ek ook nou en dan het ek my wit dorper stoetery wat ek my eie ramme teel vir my kommersiële vertakking van die boerdery. Eintlik is ek 'n groenteboer. Ek is 80% van my inkomste is groente, wartlemoen, span, spek, tamatie en dan op die oomblik oes ons nog kool, blomkool en broccoli. 8 maande van die jaar is dit blomkool en broccoli en kool en dan die ander 4 maande van die jaar die somerprodukte, wartlemoen, span, spek, tamatie. Ja, en dan doen ek nou maar die kommersiële vertakking, dis mos nou maar die skaap, ons boer op 2 van ons eie gronde en dan hier is ook nog so op 3-4 ander plekke hier ons vir skaap en klomp bees ook, ons dit 'n beesvertakking wat ons bees maar inkoop as ligte kalwers en dan maak ons hulle osse en ons vat hulle dan nou na die slagpale toe. Op hierdie stadium die laaste klompie jare by Mietkou verslag. Daar het so baie slagpale opgekom nou, so ons opsies is net soveel meer waar ons bees kan bemark. So dis maar ons vertakking, groentebedryf, die stoetbedryf, vee kan ek sê kommersiële vertakking en dan die bees wat ook dan gespekuleer word of kalwers groot gemaak word en na die slagpale toe verslag word. Ons moet maar vertakkings doen, soveel as moontlik. En dan sê gou vir my oom François, oom se kampioenram. Vertel my gou 'n bietjie, is oom tevrede met die uitslae? Hoe het dit gegaan met die skou? Vertel my net, gee my net so 'n bietjie agtergrond. Kyk, ek sê altyd as 'n ou enigiets wen, dan moet jy tevrede wees. Daar's ouens wat skou en niks wen nie en dan is hulle ook tevrede en ek was ook op daai stadium gewees lank gelede. 20-30 jaar terug toe ek begin skou het, was ek ook maar net 'n deelnemer gewees, maar dis 'n bouproses. Dit vat maar jare. Ek is al van die 80er jare af het my pa met Van Rooys begin. Hy het ook met bokke geskou vroeër jare en toe het ons die bokke eers weggemaak. Ek het weer met bokke begin so 4 jaar terug met die bokke begin. Persies het ek ook al so 6-7 jaar terug begin, maar die Van Rooys kom nou al 'n baie lang tyd, omtrent 35 jaar as die Van Rooys in ons bedryf. Ons is baie lief vir die Van Rooys. Van Rooys kom maar uit Suid-Afrika uit. Ons het altyd nuwe materiaal gekoop ook in Suid-Afrika en ek maak ook seker as ek aan kliënte diere verkoop dat ek aan hulle genoeg opsies kan gee van verskillende bloedlyne. Want dit is ons probleem op hierdie stadium met die grense wat toe is ons besig om in alle rasse is ons besig om onsself vas te teel in 'n hoek in. Laat ons nie genoeg genetika het nie, dat ons genepool raak te klein. So die ram sy naam is David, sy pa is meneer se pa se naam is Boysen. Nou Boysen kom van die welbekende teeler in Suid-Afrika, Henny Boysen. Nou Henny Boysen is 'n baie bekende boerbok en van rooi teeler in Suid-Afrika. Nou ja, ek het nou net voor die grense toegemaak het ek 'n ram gekoop in Suid-Afrika van Henny Boysen en ek het die ram gebruik op 'n spesifieke ooi en die bloedlyn was van Wallastron, die ooi gewees. En nou ja, toe het ek 'n baie mooi ram geteel wat sy naam wat ek toe genoem het meneer het ontsettend goed geteel. Sy nageslag onder al die teelers die hele land vol. En nou hierdie ram se pa is meneer, so uit 'n redelike, as ek 'n Engelse woord kan gebruik, 'n pedigree. En dan staan sy seuns ook hierso. Sy seun was reserve raskampioen gewees en dan die rammetjie was ook die junior kampioen gewees. So die ram lyk nie net goed, hy teel ook goed. So dis 'n ram wat regtig waar erfdwang het as ons dit nou so kan gebruik. Ja, dit is nou die ram David, dis die raskampioen. Hy sommer 'n karaktervolle ram wat wys hy's 'n ram, indrukwekkende nek en 'n voorkwart. En dan hierso staan sy seuns, al drie sy seuns, jong rammetjies. Hulle is nou so 6 en 7 maande oud. Hierdie rammetjie was hier 'n reserve raskampioen gewees en hy was ook die junior kampioen ram gewees. Kyk, in die skoubedryf is daar 'n paar goed wat altyd uitstaan. Jy moet 'n dier wat karaktereienskappe tentoonstel. In die geval van rooi ram kan mens nou duidelik sien, daai ou groot ram met 'n dik nek, hy het 'n karakter in sy kop, hy het plooi in sy kop en hy wys vir jou sommer hy's 'n man en hy's 'n man wat robuust is. So sal jy dit ook sien in die junior rammetjies.
hierdie junior rammetjie, kyk sy mooi ronding in sy kop, sy keelvel, dik nek, baie mooi groot ore by die Van Rooys. So dit is mos maar karaktereienskappe. Kyk sy diep bors, wat indrukwekkend is van die ram en ook sy nageslag, is 'n diep bors, hierdie brisket gedeelte. En dis alles vleiseienskappe. En ons moet altyd onthou, ons is in die vleisindustrie. En ons moet selekteer vir vleis. Breedte in die agterkwart, breedte in die voorkwart, en dit is wat die ram het, en hy dra dit ook oor na sy nageslag toe. Ja, op hierdie stadium het ek my seun Nati, wat ook betrokke is by boerdery, so 4 maande terug kom betrokke raak op die plaas. Help vir my. So jy hou nie altyd kop nie, maar dit vat jou, like jy party daar langer in kantoor moet sit, aantekening moet maak. Ons is in 'n verligte eeu, ons kan nie goed op die rekenaar sit. Ek is baie lief vir aantekeninge. Ek hou daarvan om te kan sê wie's die ma, wie's die pa, wie's die ouma en die oupa. Spesifiek by ons bokke wat by NSV geregistreer het. Ek het so 4 jaar terug by die bokke begin en dit is vir my 'n groot plesier wanneer daai boklammetjies gebore word, en ek doen dit met my Van Rooys ook. Nati ry elke Dinsdag, is dit ons ronde, dan ry ons al ons 4 poste verby wat die stoetskaal byloop. Dan gaan ons Dinsdagoggende, dan merk ons al die lammetjies wat aangekom het, dan moet jy kan identifiseer wie sy ma, en ons sit vir die ooi 'n plaatjie na oor watter ramme gedek het, so dan kan ons identifiseer ook watter is die lam se ma. Soos hierdie ramme sal julle almal sien, het 'n kleurplaatjie in hulle ore, 'n bruin plaatjie of 'n grys plaatjie of 'n pers plaatjie. Ek dink hierdie rammetjie het 'n grys plaatjie in. As jy sien die ram, dan weet ek dit is die pa. As hy 'n blou plaatjie en dit so, weet ek, en ons skryf ook die ID's, want dit gebeur dat die plaatjies uitval. Ons skryf ook die ID's neer. So daar's maar maniere wat ons uitgewerk het oor die jare om kontroles toe te pas. Die groot plesier wat 'n ou kry is wanneer jy 'n lammetjie wat gebore is vandag weeg en jy sê wat sy gewig is en jy weeg ook die ooi en op 100 dae weeg jy dit weer. So ek dink die tegnologie forceer ons in 'n rigting om statistiek te hou, om te weet wie's die ma, wie's die pa en ook die voor- en nageslagte en goed, en dan kan jy dit ook vir jou kliënt sê wie dit is. Dit is vir my vandag 'n groot voorreg om te kan sê dit is die ram, hy raak die raskampioen en kyk hoe lyk sy seuns, en hy teel sodat hy lyk en nog beter ook. Ek was van mening met die beoordelaars, het ek gevoel dat sy seun die rammetjie wat hierso saam met my opinie is vir my 'n beter rammetjie, maar dit is net my opinie op die dag. Ek is dankbaar dat die pa kon gewen het. Julle kan sien hoe hy sy kop optel daar, hoe indrukwekkend is hy, 'n baie mooi karaktervolle kop met 'n keelval. Ja, ek is trots op die ram, 30 jaar se teeling, dit vat maar tyd. Ja. Ja, ek geniet dit baie. En dan sê gou vir my, François, wat se voermeesterproduk gebruik oom, en is oom tevrede met die resultate wat oom daai kry? Ek is maar 'n groot voorstander van Breker 12 al vir baie jare. Ek boer met 'n vetsterd ras, so ek kan nie my diere binne 2 en 3 maande probeer afrond nie. So ek bring my diere so 'n bietjie vroeër in, maar ek rond hulle af met net 2% van liggaamsmassa. Ek weeg elke 14 dae diere, so dan weet ek wat moet hy kry. Ek meen daar is die spreekwoord wat hulle sê jy moet meet om te kan weet. So as my diere inkom, dan weeg ek hulle en ek gee vir hulle net 2% van hulle liggaamsmassa, en ek probeer voer so 3 tot 4 maande. Ek probeer in 'n kort tyd voer nie, want dit is wanneer jou diere kootprobleme kry, bekprobleme kry en goed. Ek is al vir baie jare is ek 'n groot voorstander van voermeesterprodukte, want jy kry dit in enige klein dorpie, en as jy mooi vir Pep Stores vra, dan kry jy dit by hulle ook. Daar so weet julle dit. Ek is Jasper Blou en dit was vandag gewees saam met François. François, baie dankie vir ons se tyd. Ons het baie geniet en weer eens geluk met ons so merkwaardige ram. Baie goeie uitslag. Groot voorreg, dankie. Goeiemiddag, ek is Jasper Blou hierso by Windhoek Skou. Vandag gesels ek met Stuart Chikunde. Stuart Chikunde, vertel my gou 'n bietjie jou werker se name, waar boer jy en op watse produk is jy heidaglik? Okay, aangenaam, ek is Stuart Chikunde. Ek is met my 2 skaphanteerders, Mandero en Api. Ek boer in die Hokveldgebied, 25 kilos van Samadan af. En ek voer al uit my diere met die Breker 12, die vuurmeester. Baie dankie Stuart. Sê gou vir my Stuart, jy het vandag julle ook 'n bietjie die skou deelgeneem aan. Sê gou vir my, is jy tevrede met die uitslae en was dit dan vir jou 'n lekker skou gewees? Ek is 100% tevrede met die enige uitkoms wat ons gekry het. Ons is baie tevrede en ons sal altyd kom by die Windhoek Skou.
Ek is baie bly. Nee, ons sal mekaar maar volgende jaar weer moet sien. Sê gou vir my, Stoort, as jy enige boodskap kan hê vir al die Herero boere daar buitekant, wat sal jy vir hulle kan sê, en jy kan maar sommer Herero praat, hou hom sommer lekker los. Maar ek het hulle altyd sê, as jy boer, moet jy altyd boer om ander mense gelukkig te maak, en ek sal hulle in Herero taal sê, ja, wat tuta rika ne shima muro tuta no muro tuta ko jei muwe de ntengu ko tuta ko jei ne kuya muye ne ko ya liso tuta wen ko jumu so as jy mooi goed dit by die plaas bring hulle windhoek toe laat die mense kom sien moenie die mooi goed net by die huis los en daar hou nie bring jy goed laat die mense kom sien. Ek stem saam. Ja. Stoort sê vir my dan nou ook vir die jong opkomende boere, vir die klein mannetjies wat nog wil boere, nog nie 'n hele male keuse het of kan besluit wat hy wil doen nie. Wat sal jy vir hom kan sê? Man, die beste ding is doen wat jou hart sê. Altyd as jy wil sê doen alles wat jy die beste wat jy wil doen in boerdery. As jy sien jy wil met skaap boer, doen die beste in die skaapboerdery of in die bees doen die beste in die beesboerdery. Dis al. Ek stem saam en natuurlik moet mense dit geniet ook. Die waar ek boer op my plaas. Ons is nou amper op die plaas 20 jaar. Ek het met die Van Roy, ek het eintlik eers met die Damaraskaap begin, maar die Van Roy skaap was die enigste skaap wat by my hart is. Ek boer nou amper 6 jaar met die Van Roy skaap. Man, ek het vaste werk gehad waar ek in Windhoek heel dit gedoen het, maar ek doen altyd wat met die hart sê en dis boerdery. Dis waar ek maar plaas toe teruggegaan het en vorentoe gegaan het met die boerdery. En ek is baie verlief is op die wetenskap wat die Van Roy is. Die werkers wat by my is, hulle is nou amper 2 jaar by my en die manne is die eindelike beste manne wat ek het en hulle is die enigstes wat hulle maak dat my hele boerdery kan vorentoe gaan, want hulle is daglik op die goed. Daglik is hulle op die goed. Oog en nag en dag is hulle wat maak dat ek kan vandag nou hier kom vertoon voor julle. As hy Stoort, baie dankie, was lekker om met jou te gesels vandag. En dan julle moet dit geniet en volgende jaar kom weer en kom wys jou mooi skaap en ek stem saam met jou. As jy lief is vir dit, doen dit. Baie dankie vir julle tyd, hoor. Dankie baie, dankie vir julle se tyd om te kom. Ons is baie lief vir dit. Ons doen wat ons lief is vir. Dankie baie, lekker dag vir julle. Dankie Stoort. En daar het julle dit vir hierdie week se Agri-Monitor. Ons was by die Landbou Unie se kongres hier wat hier in Windhoek was, die 79ste ene. En dan het ons ook by die Windhoek skou gedraai. Ons het geluister na Frik van Rooyen wat gepraat het oor die back and close seer. Hy het daar nie die beste prentjie geskets nie, maar hy het gesê hy gaan sy beste probeer. Jasper Blou het ook gesels met François Jansen van Rensburg oor sy witdorpers. En dan laastens het hy gesels met Stoot Chikune oor sy Van Rooi skape. Ek hoop julle geniet. Sien vir julle volgende week.